welkom aan elkeen wat ingeskakel is vir vanoggend se Kersdagdiens. Ons het by die kerkgebou vandag 'n buitelug Kersdagdiens en ek het dit goed gedink om sommer net vooraf die boodskap ook op te neem sodat elkeen wat van die huis op inskakel saam kan luister, mooi kan hoor, sodat die wind nie ook dit steur nie, sodat niks anders kan verhoed dat God se woord ook by elkeen van julle uitkom en julle bereik nie. Mag ons sommer net vanoggend beleef hoe die woord wat vlees kom word het, God wat mens kom word het onder ons, ook die lig is vir die wêreld. Dat hy die lig is in elkeen van ons se lewens, dat hy die duisternis kom uitdoof. Dat hy vir ons kom sê, hy het ons kom verlos, sodat ons as verlostes ook kan lewe. Mag jy sommer net vandag weet, dat 'n dag soos vandag, 25 Desember, elke liewe jaar, 'n dag is waarop ons daardie geboorte herdenk, maar waarop ons ook onthou, dat dit die begin was van soveel meer vir my en jou. Ons net daar sal vashak nie, maar soveel verder ook sal gaan, en steeds sal gaan in ons lewens. Mag hierdie Kersdag boodskap sommer net vir jou aanraak vandag, en vir jou sommer net wys, iets van God se heerlikheid, en sy teenwoordigheid in jou lewe. Voordat ons verder gaan, kom ons sing ook die volgende lied saam. Jesus Christus is die lig wat na die wêreld gekom het. Ek en jy is as gevolg van hom in staat om ook sy lig elke liewe dag uit te leef. En daarom, omdat ons sy kinders is, omdat ons ligdraers van hom is, omdat hy ons uitkom kies het. Daarom verwelkom hy ook ons vanoggend, hy kom bevestig vir ons, dat hy ons lief het, dat sy genade oneindig groot vir ons is. Dat hy altyd daar is ook vir ons. Mag jy in hierdie Kersdag, op hierdie Kersdag weet, dat die Here Jesus Christus, die lig is ook in jou lewe. Dat hy daardie lig wil laat skyn, so soveel ander om ook raak te sien. Dat hy daardeur vir jou wil kom wys. Dat hy God, Vader, Seun, Heilige Gees, ook elke liewe dag is. En dat dit nie net iets is wat tydelik is nie, maar dat dit iets is wat vir ewig is, vir altyd sal voortgaan. Wees gegroet in sy naam. Amen. Ons Here en Hemelse Vader, wat 'n voorreg is dit nie om U te kan loof en prys as ons Vader, ons Hemelse Vader nie. Dankie dat U mens kom word het tussen ons, die Seun vir ons gestuur het, sodat hy kon sterf aan die kruis vir ons, sodat ons in 'n verhouding, 'n persoonlike verhouding met U kan leef. Met U direk kan praat, enige tyd, enige plek, Here, en kan weet, U hoor ons aan, want U is die God wat altyd daar is vir ons. U is die God wat alwetend is,
wat oral is, te alle tye. En Here, in hierdie Kerstyd dink ons terug daaraan ook, dat U die een is wat vir ons die lig gestuur het, dat U kom wys het, wat dit beteken om op U woord uit te leef in hierdie lewe. Dankie daarvoor, Here, dankie dat ons op hierdie dag ook kan weet, U kom vertroos ons, Here, ten spyte van 'n moeilike jaar, ten spyte van baie dinge wat gebeur het, ten spyte van baie dinge wat ons beleef en ervaar het. Dankie dat U daar was, Here, en vanoggend ons ook kom ontmoet op hierdie Kersdag, vir ons kom sê dat U uit die woord uit voortdurend altyd met ons iets het om te deel. Dat U wil hê dat ons U beter sal leer ken, sodat ons in 'n dieper, meer intense verhouding ook met U kan leef. Mag U wonder regtig sommer net vir ons waar word vandag. Mag ons regtig sommer net hoor wat U op hierdie Kersdag vir ons wil kom sê. Ja, Here, ons ken die storie, ons ken die verhaal. Here, breek U woord vanoggend vir ons oop, sodat ons iets nuut ook daaruit kan hoor. Sodat ons iets nuut kan beleef van wie U is, want Here, U is elke dag vir ons nuut. U is elke dag vir ons anders, al bly dieselfde. Ons verander nie. U woord sê dit ook vir ons, toe ons kinders was, het ons gedink soos 'n kind, geredeneer soos 'n kind, maar nou dat ons groot mense is, groter is, dink ons ook anders. Dankie, Here, dat dit vir ons 'n waarheid is, dat ons elke liewe dag kan groei tot meer en meer van wie U ook wil hê ons moet wees, tot meer en meer van U lig, Here. En dankie vir U seun wat vir ons gestuur is, wat vir ons gebore is, en dat ons dit vandag ook sommer net kan herdenk en kan vorentoe kyk met hoop, ten spyte van die wanhoop, wat ons so maklik in ons lewens beleef. Here, dankie dat ons al hierdie dinge kan bid en kan vra, dit alles kan doen, in die heilige, almagtige naam alleen. Amen. Ons gaan vanoggend saam lees uit Psalm 96, as jy dalk jou Bybel naby het, is jy meer as welkom om saam te lees. Sing 'n nuwe lied tot eer van die Here, sing tot eer van die Here, almal op aarde. Sing tot eer van die Here, prys sy naam, verkondig elke dag sy reddingsdaad. Vers 3, vertel die nasies van sy mag, al die volke van sy magtige dade. Die Here is groot, al die lof kom hom toe, ontzagwekkend is hy bo alle gode. Al die gode van die volke is niks, dit is die Here wat die hemele gemaak het. Majesteit en luister, straal van hom uit, krag en glans, vul sy heiligdom. Vers 7, prys die Here, alle volke, prys die Here om sy eer en mag, prys die Here om die eer van sy naam. Kom na sy voorhoewe toe, bring vir hom offers, buig voor die Here by sy heilige verskyning, betoon eerbied aan hom, almal op aarde. Verkondig onder die nasies, die Here regeer, die wêreld staan vas, dit wankel nie, die Here sal die volke regverdig oordeel. Vers 11, die hemele moet bly wees en die aarde moet juig, die see en alles daarin moet druis, die veld en alles daarop moet jubel, al die bome in die bos moet hulle verheug voor die Here, want hy kom om oor die aarde te heers, hy sal oor die wêreld heers met regverdigheid, oor die volke met billikheid. Tot sover lees ons vandag saam. Daar is ongelooflik baie dinge waarin ek en jy kan terugdink vanoggend, wat in hierdie jaar gebeur het. 2020 gaan een van daardie jare wees, vir altyd in die geskiedenisboeke opgeteken gaan wees, vir altyd in ons gedagtes en ons harte ook gaan bly. Die jaar waarin daar baie planne gemaak is, maar baie min daarvan enigstens uitgevoer is. Die jaar waarin meeste mense se plek vir ontspanning, vermaak, werk, onderrig, ontvlugting, net om 'n paar dinge te noem, hulle huise geword het. Die jaar wanneer daar meer as ooit van tevore aangepas moes word, voortdurend aangepas moet word. Die jaar waarin ons net weer eens besef het, hoe kosbaar die lewe is, hoe kosbaar die mense rondom ons is, hoe dankbaar ons moet wees vir dit wat ons wel het. Dalk is daar van ons hier vanoggend, wat vakansieplanne dalk gehad het, wat ons moes prys gee. Dalk is daar van ons wat matriekafskeidplanne gehad het, wat ons moes prys gee opoffer. Dalk is daar van ons wat ons droomtroudag moes prys gee, wat ons beroep dalk moes prys gee. Van ons wat finansiëel, emosioneel baie swaar gekry het. Van ons wat afhanklik was van hulp van buite af. Dalk is daar van ons wie se families anders lyk as gevolg van die dood, of van ons wat verhoudings verloor het as gevolg van rusie wat tussen mekaar ontstaan het of gekom het
ook in hierdie tyd. Skade wat gelei is in verhoudings. So is daar 'n klomp dinge wat ek en jy vanoggend kan opnoem wat in hierdie jaar gebeur het as gevolg van grootliks COVID-19, maar ook as gevolg van 'n klomp ander dinge wat ook ten spyte daarvan ook nog saam gebeur het. Wat maak dat ons nooit hierdie jaar ooit sal vergeet nie. En te binne daarvan is daar ook 'n klomp dinge wat gebeur het, waar ek en jy dalk fees kon vier hierdie jaar. Of dit dalk doelwitte was wat jy wel kon bereik ten spyte van die inperking, ten spyte van die pandemie. Dalk doelwitte was wat jy kon bereik omdat jy meer tyd gehad het daarvoor. Of ervarings wat jy dalk opgedoen het as gevolg van veranderende omstandighede wat plaasgevind het. Dalk het jy 'n volgende fase van jou verhouding met 'n meisie of 'n kerel ingegaan, of dalk verwag jy en jou man julle eerste kind. Dalk het jy opnuut jou passie herontdek of ontdek dalk. 'n Stokperdjie gekry waarvan jy nooit bewus was jy verlief is nie. Dalk is jy geseën met goeie gesondheid, of dalk het jy God se voorsienigheid op ander maniere in jou lewe op beleef in hierdie jaar. Ten spyte van die sleg van hierdie jaar, is daar soveel dinge wat ek en jy, elkeen van ons vanoggend, na kan terugkyk ook, en op 'n manier kan sê, dit was goed. Of, dit maak hierdie jaar soveel beter as wat ek gedink het, hier in Maart maand, dit sou wees. Ons lees in vers 1 tot 2 wat ons vanoggend gelees het, sing 'n nuwe lied tot eer van die Here, sing tot eer van die Here, almal op aarde, sing tot eer van die Here, prys sy naam, verkondig elke dag sy reddingsdade. Alhoewel my en jou Kersfees anders lyk, heeltemal anders is as wat dit dalk ander jare ook was, vorige jare dalk was. Alhoewel ons sommige dae nog voel asof die jaar maar nou eers begin het, en ander dae voel dat hierdie jaar nou maar net tot 'n einde kan kom. Is hierdie woorde van Psalm 96 vanoggend vir my en vir jou 'n wonderlike troos. Sien, hierdie gedeelte sê nie net dat ons 'n lied moet sing nie. Nee, dit sê sing 'n nuwe lied tot eer van die Here. Ons moet anders sing as voorheen, omdat ons God ook op nuwe maniere, op ander maniere leer ken, soos dat ons ook ouer raak, en soos dat ons meer groei in sy woord, meer van sy woord leer ken. Ons nuwe lied moet spreek van 'n vernuwe hart, omdat hy elke dag ons ook omnuut maak, deur sy verlossing, omdat hy elke dag vir ons kom sê, ek het jou vergewe, ek het die prys finaal en al vir jou betaal. En aan die einde van die jaar, soos met elke jaar, dink ek en jy nie, is daar enige iets beter om aan terug te dink, as die verhaal van die Here Jesus Christus. Christus wat vir my en vir jou ook gebore is nie. Binne alles anders waaraan ons kan terugdink, behoort hierdie gebeurtenis sentraal altyd in elkeen van ons se lewens te staan. Maak nie saak wanneer ons dit vier nie, of as ons nou vandag vier, of elke liewe Sondag vier. Behoort dit elke keer vir ons 'n nuwe lied te laat sing, omdat dit ook elke keer vir ons opnuut 'n waarheid kan wees, gevolg van die verlossing wat vir ons gebore is. Van die krib tot by die kruis, van die kruis tot by die graf, van die graf tot aan die hemel, van die hemel tot aan alle ewigheid. Ons Here het na die wêreld toe gekom om homself aan ons bekend te maak. Nee, hy het gekom om homself ook te bevestig as die een wat heers oor alles wat bestaan. Hy het gekom om aan almal bekend te maak dat hy die enigste God is en dat daar niks en niemand anders teen hom kan wees nie, teen hom kan opweeg nie. Nie eers die dood kan hom bind nie. En wanneer ons Psalm 96 lees, getuig dit oor God, getuig dit oor Christus, getuig dit oor die Vader, Seun en Heilige Gees. En wanneer ons daar oor God getuig, wanneer daar oor God getuig word, word daar oor die Seun getuig, sy mag, sy krag, genade, liefde, geregtigheid, sy heiligheid, waarmee hy ook heers elke liewe dag, oor ons lewens, maar ook oor die hele skepping. Sy lewe het vir ons God se waarhede soveel meer van 'n waarheid kom word. Daarom lees ons ook en getuig ons saam in vers 4 tot 6, die Here is groot, al die lof kom hom toe, ontzagwekkend is hy bo alle gode. Al die gode van die volke is niks, dit is die Here wat die hemele gemaak het, majesteit en luisterstraal uit van hom uit, krag en glans, vol sy heiligdom. Ons moet God as die skepper van hemel en aarde altyd voor oë hê.
En hy wil hê dat ons ook op hierdie Kersdag van 2020, hy wil ons kom herinner daaraan, dat Jesus wat gebore is, die heerskappy van God aan elkeen van ons, in ons lewens, kom bevestig. Sy belofte, sy voorsiening, sy herstel, sy bevryding, sy ewige koningskap. In 'n tyd waarin dit vir baie van ons dalk voel, asof dinge dalk uitmekaar uit besig is om te val, asof ons lewens dalk nie meer sin maak nie, in 'n jaar van baie uitdagings en tye waarin ons gevoel het, ons net nie kan oorleef nie. Wil die Here vanoggend vir my en vir jou kom verseker dat hy die verlosser vir elkeen van ons is. Dat die verlosser van ons gebore is. Dat dit lankal voorspel is en al lankal vir ons 'n waarheid is. Reeds hier in vers 9 staan daar, buig voor die Here by sy heilige verskyning, betoon eerbied aan hom, almal op aarde. God heers oor almal, of jy nou hom aanneem as jou verlosser, as die een wat gekom het om jou te verlos, of nie. En net so op hierdie manier, stuur hy ook sy seun vir elkeen van ons. Dit is ons keuse om hom aan te neem in ons harte, vernuwe te word deur hom, of om hom nie aan te neem nie. Voort te gaan met ons lewens, die hele tyd slegte herinneringe te beleef, en nie hierdie wonderlikste, hierdie beste herinnering, as deel van ons lewens te kan hê nie. As deel van ons harte, ons gedagtes te kan maak nie. Wanneer ek terugdink aan hierdie jaar, het dit vir my so vreemd soos wat dit daar klink in die lied laat sing. Ek het iets van God se hart deur ander mense leer ken, hulle hande, hulle harte wat oopgemaak word, ook op 'n ander manier leer ken. Ek het iets van God se hart leer ken, sy genesing en sy beantwoording van gebede. Ek het iets van God se hart leer ken in die dinge wat ons moes deurgaan, met ons gebeur het, sodat ander dinge in plek kon val, kon gebeur. Iets van sy wil wat ook daar geskied het. En dit alles, al hierdie herinneringe en die belewennisse waaroor ek kan getuig, maak dat ek met my hart, wat self nog aan God se hart verbind is, wat self nog leer meer en meer sy hart, wat ons dit nog dieper leer ken, nuwe liedere kan sing, dat ek uitsien na dit wat voor lê, omdat dit wat agter lê, Christus se lewe, sy oorwinning oor die dood vir my en vir jou is. Sy voorspelling, sy geboorte, sy lewe, sy dood, sy oorwinning, en die belangrikste, wat ons in Psalm 96 vandag saam lees, sy heerskappy. Jesus het gekom na hierdie wêreld om te heers. Hy het gekom om te heers, omdat hy reeds heers, steeds heers, vir altyd sal heers. Jesus se heerskappy beteken vir elkeen van ons nuwe lewe, elke keer wanneer ons opnuut daaraan dink, elke keer wanneer ons daaraan herinner word, gekonfronteer word daarmee. En vandag dink ons in die besonder terug aan daardie wonderlike heilige nag wat die verlosser vir ons gebore is. Saam met ons moet ons uitsien na daardie dag wanneer hy weer gaan kom, om vir ons te kom wys in sy volheid wie hy ook is, in sy heerlikheid, sodat ons dit elke dag ook kan beleef. Hier in Spoor vers 10 ons aan, wat sê, verkondig onder die nasies, die Here regeer, die wêreld staan vas, dit wankel nie, die Here sal die volke regverdig oordeel. Want as gevolg van Jesus is die prys reeds vir ons betaal. Ons oordeel is die liefde en genade van God, wat met die geboorte van sy seun vir ons se waarheid kan word. Ek en jy het hom dalk nie met sy geboorte geken nie, maar hy het elkeen van ons geken reeds, lank voordat ons gebore is. En ek en jy kan hom vandag ook ken, saam met hom onthou, omdat hy Christus vir ons elke liewe dag is. Ons nuwe liedere laat sing elke liewe dag. Omdat sy woord, sy gees ons bring tot meer van hom, minder van onsself. Ek lees weer vir ons die woorde van verse 11 tot 13a, wat sê, die hemele moet bly wees en die aarde moet juig. Die see en alles daarin moet druis, die veld en alles daarop moet jubel. Al die bome in die bos moet hulle verheug voor die Here, want hy kom om oor die aarde te heers. Alles moet getuig van God se heerskappy. En die ironie van die saak is dat, net soos wat God se verlossing vir my en vir jou 'n waarheid is, so is God se heerskappy 'n waarheid, ook deur die skepping vir ons. Die skepping getuig van God se hand in dit alles, van sy vingerafdruk as te ware, op alles wat bestaan. Elke dag gee hy vir ons 'n nuwe dag, 'n nuwe lied om ook te sing.
Elke liewe dag heers hy opnuut oor ons lewens. Elke dag kan ons 'n nuwe lied vir hom sing, omdat sy verlossingswerk nie gestop het by die krib of by die kruis of by die hemelvaart nie, maar omdat dit steeds voortgaan in elke van ons se lewens, omdat sy Heilige Gees ons lei om dit ook te kan doen. Mag jy op hierdie Kersdag van 2020 weet dat Jesus wat vir ons gebore is, die teken is van God se heerskappy, sy voorsienigheid. Mag jy weet dat jou omstandighede en die dinge wat jy dalk moes deurmaak, wat jy besig is om deur te maak, nie jou waarde bepaal nie, maar dat God steeds vir jou kom sê dat jy syne is, dat jy die mees waardevolste ding vir hom is, dat hy dit so oortuigend vir ons kom sê dat hy sy seun gestuur het om vir ons te sterf aan die kruis. En mag jy weet dat alhoewel hierdie jaar anders gelyk het en ons verander het, God altyd dieselfde bly. Dat hy altyd daar is vir ons kom verseker van sy lig, sy teenwoordigheid in ons lewens. Ek sluit vanoggend se boodskap af met die gepaste woorde van Johannes 1 vers 1 tot 5 wat getuig van Jesus se geboorte. Daar staan: in die begin was die woord daar en die woord was by God en die woord was self God. Hy was reeds in die begin by God. Alles het deur hom tot stand gekom. Ja, nie 'n enkele ding wat bestaan het sonder hom tot stand gekom nie. In hom was daar lewe en die lewe was die lig vir die mense. Die lig skyn in die duisternis kon dit nie uitdoof nie. Mag ons in hierdie Kerstyd weet dat geen duisternis Jesus se lig wat in ons leef kan uitdoof nie. Dat ons altyd daarom 'n nuwe lied vir hom kan sing. Dat ons altyd daarom nuut kan leef as getuies van sy lig. Amen. Stille nacht, heilige nacht, Jesus kind, lang verwag, lig uit die Vader se ryk, voort uit liefde aan mense gelyk, loof die hemelse kind, loof die hemelse kind. Stille nacht, heilige nacht, hemelvors, ons gee ag op die lied van die engelenkoor. Herders het die eerste gehoor, hier gebore vir ons, hier gebore vir ons. Stille nacht, heilige nacht, Jesus hier voor u macht, voor u rijk moet die duisternis swik, tot in ewigheid bly die lig. Juich die redder is daar, juich die redder is daar. Jesus, onze redder is daar. Die Here stuur ons vanoggend uit hier weg om sy lig te gaan leef, om hierdie boodskap wat ons ontvang het, Psalm 96 te gaan leef, om 'n nuwe lied te gaan sing tot eer en verheerliking van sy naam, omdat hy reeds heers oor die hele skepping, oor ons lewens, oor alles wat bestaan, omdat hy die enigste God is, omdat hy die een is wat vir ons altyd sal voorsien.
Die genade van God die Vader, die liefde van sy Seun Jesus Christus en die gemeenskap van die Heilige Gees saam met elke van julle wees in hierdie Kerstyd en in soveel meer. Amen.